Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. En langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hy, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord hom, u is die Christus. En toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. En Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan. En hy het met hulle hieroor reguit gepraat. En toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe, moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, hy sal dit behou. Ons lees hierdie gedeelte in Markus 8 vers 27 en 35 en vandag praat ons met mekaar oor die pad van die kruis. Want daar is sekere vrae in jou lewe wat jou lewe in 2 verdeel. Wil jy met my trou? Het jy die werk gekry? Die dokter wil jou sien. Een vraag en alles rondom jou verander, maar daar is ook een vraag wat bo al hierdie ander vrae uitstyg. 'n Vraag wat jou nie net jou toekoms bepaal nie, maar jou hele lewe in 'n rigting instuur. En Jesus vra dit op 'n stofpad noord van Galilea. Wie sê julle is ek? En dis merkwaardig hoe eenvoudig hierdie vraag klink, maar Markus bou 8 hoofstukke lank na hierdie oomblik toe. Want Markus se evangelie is eintlik een lang soektog na die antwoord op hierdie vraag, wie is Jesus? En die skare is wonder. Die skrifgeleerdes wonder. Die fariseërs wonder. Herodes, die koning, wonder. Selfs die disippels wonder. Ek en jy wonder, wie is Jesus? En uiteindelik in Caesarea Philippi vra Jesus vir hulle reguit, wie sê julle is ek? Maar voor ons daar kom, moet ons eers 'n stapie teruggaan, want Markus wil hê ons moet onthou wat pas gebeur het in sy verhaal. Net 2 hoofstukke vroeër sit Herodes aan 'n tafel. En dis 'n baie indrukwekkende tafel. Daar gebeur baie, daar's mag en daar's invloed en daar's belangrike mense om hierdie tafel. Daar's musiek en daar's 'n fees. Maar teen die einde van hierdie aand lê Johannes die Doper se kop op 'n skinkbord. Letterlik. En dis wat hierdie koninkryk oplewer, die koninkryk van die wêreld. Selfbehoud, trots, vrees, dood. En onmiddellik daarna vertel Markus vir ons van 'n hele ander maaltyd. Nie 'n maaltyd in die paleis nie, maar 'n maaltyd in die veld. Nie vir belangrike mense nie, maar vir honger mense wat daar voor Jesus op die stof sit. Jesus kyk na die skare en Markus sê hy kry hulle innig jammer. Hy breek vir hulle brood. Hy deel dit vir hulle uit en almal eet. Daar bly selfs 12 mandjies vol oor. Sien julle wat Markus doen met 'n verhaal? Hy gee 2 konings, 2 tafels, 2 koninkryke. By Herodes se tafel sterf 'n profeet. By Jesus se tafel leef mense. Almal leef. Maar die disippels sien dit nog nie. Hulle sien die brood en hulle is verstom. Hulle sien al die wonderwerke en dit slaan hulle asem weg, maar hulle verstaan nie wat dit beteken nie. Selfs nadat Jesus 4000 mense gevoed het, redeneer hulle nog steeds oor brood. En toe sê Jesus vir hulle, baie reguit, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs en van Herodes. En hierdie mense dink, ek dink hy praat nog oor hierdie middagete, maar Jesus praat oor iets heeltemal anders. Want suurdeeg is daardie klein dingetjie wat die hele deeg deurtrek. Die struktuur daarvan verander. Hy sê eintlik, pas op vir hoe jy leer dink. Pas op vir Herodes se manier van dink.
Pas op vir die Fariseërs se manier van dink. Pas op vir die manier wat die wêreld julle leer dink, want al lyk hulle almal verskillend, het hulle almal dieselfde probleem. Almal verstaan God se koninkryk verkeerd. Herodes glo dat mag red. Die Fariseërs glo dat godsdiens red. Jesus sê, julle verstaan nog glad nie. En dan gebeur daar iets baie vreemd, nog iets vreemd. Jesus genees 'n blinde man. Maar hierdie keer gebeur dit anders as op enige ander plek in die evangelies. Jesus maak hom, of raak hom aan. Jesus vat aan hom. En hierdie man begin sien, maar hy begin nog nie mooi sien nie. Hy sien net gedeeltelik. Hy sê, ek sien mense wat soos bome rondloop. Duidelik sien hy nie reg nie, want Jesus raak hom weer aan en eers toe kan hy helder sien. Dis vreemd, want Jesus het nog nooit gefaal om iemand gesond te maak nie. Hy hoef nog nooit 2 keer te probeer nie. Hy praat en storms bedaar. Hy roep en dooies staan uit die dood uit op. Nou waarom moet hier 2 aanrakings wees? Hoekom faal die eerste een? Wel, die kommentare wys vir ons dat hierdie wonderwerk nie sommer net nog 'n genesing is nie. Markus plaas dit doelbewus hier in hierdie verhaal, want dit is 'n lewende gelykenis. Dit is soos 'n spieël. Want onmiddellik daarna draai Jesus na sy disippels toe en hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? En skielik besef ek, en skielik besef jy, daardie blinde man is die disippels. Want hierdie disippels sien, maar hulle sien nog nie baie mooi nie. Hulle sien nie baie helder nie. En miskien is dit hoe ek en jy ook sien, en dalk kyk ons dit ook mis, want ons dink maklik, geloof beteken om die regte antwoorde te ken. Maar Jesus sê vir ons, geloof gaan oor baie meer as net die regte antwoorde. Geloof gaan daaroor om Jesus reg te verstaan. Want toe antwoord Petrus, die geliefde disipel, U is die Christus. En vir die eerste keer kry iemand dit reg. Of dit lyk in elk geval in hierdie verhaal so. Want net 'n paar verse later bewys Petrus dat hy nog steeds mense soos bome sien rondloop. Want hier is die groot ironie van Markus. Petrus weet wie Jesus is, maar Petrus verstaan glad nie watter soort Messias Jesus is nie. En dis die hart van hierdie gedeelte. Dis die hart van Markus se evangelie. Ons dink dikwels Petrus het verkeerd geglo. Maar dis nie waar nie. Petrus het verkeerd verstaan. Vir die Jode van daardie tyd was die Messias 'n baie gelaaide woord, 'n woord vol verwagting. Hulle het gewag vir 'n nuwe Dawid, 'n koning wat Rome sou oorwin, iemand wat alles sou verander, wat Israel sou herstel, wat God se volk weer groot en magtig sal maak. Maar niemand het 'n lydende Messias verwag nie. Niemand. Selfs nie Petrus nie. En daarom sê Jesus onmiddellik daarna, nadat Petrus hom antwoord, die seun van die mens moet baie ly. En hierdie woordjie moet is baie belangrik, want dis nie net 'n ongeluk nie. Hy gaan nie per ongeluk ly nie, dis nie 'n plan B nie. Dis nie omdat dinge skeef geloop het en nou moet God dit regmaak nie. Dit was van die begin af God se plan. Die pad van die Messias loop deur die kruis. En Petrus kan dit eenvoudig nie aanvaar nie. Dis vir hom te moeilik om te verstaan, want hy trek Jesus dan een kant toe en hy sê, Here, jy gaan nie. Kan jy dit glo? Die disipel neem die rabbi een kant toe en hy begin vir Jesus te regwys. Want in Petrus se wêreld kan hierdie 2 woorde nie langs mekaar staan nie. Messias en kruis hoort nie in dieselfde sinnetjie nie. Dis ondenkbaar. Maar toe kom een van die hardste woorde wat nog ooit deur Jesus aan enige disipel gerig is. Gaan weg agter my, Satan. Nou Jesus sê nie Petrus is die duiwel nie. Jesus sê Petrus dink nou soos Satan, soos 'n misleier. Want dis presies die versoeking waarmee Jesus in die woestyn gekonfronteer word. Wees koning. Maar wees koning sonder om te ly. Vat die kroon, maar los die kruis. En Jesus weier. Want die koninkryk van God werk 'n bietjie anders as dit waarin ek en jy gewoond is. En hier is waar Markus sy hele evangelie handomkeer omdraai. Tot nou toe was die vraag, wie is Jesus?
Van nou af word die vraag vir elkeen wat dit hoor en wat dit lees. Wat beteken dit as hy die Messias is? En die antwoord van hierdie vraag is verrassend. Want die Messias wen deur te verloor. Hy regeer deur te dien. Hy oorwin deur homself te gee. Hy ontvang die kroon deur self die kruis eerste te dra. En dis die pad wat Herodes nooit sou gekies het nie. Dis die pad wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes nooit kon verstaan nie. Dis die pad wat Petrus wou keer. En dalk is dit steeds die pad wat ek en jy probeer vermy as ons vra wie Jesus is. Want ons wil graag 'n Messias hê wat probleme oplos. 'n Messias wat my en jou beskerm. 'n Messias wat my planne kan bevestig. Wat ons gemaklik kan maak. Ons gewetes kan sis, maar Jesus sê telkens vir my en vir jou, as jy my wil volg, moet jy verstaan wie ek is. En as jy verstaan wie ek is, dan sal hy ook verstaan wie jy moet wees. En daarom roep hy nie net die disippels nie. Markus sê hy roep die hele skare. En hier is nie net vir Petrus nie. Dit is vir elkeen, dit is vir my en dis vir jou. As iemand agter my wil aankom. Met ander woorde, hierdie pad is nou ook julle pad, my pad, jou pad. Verloon jouself. Jesus sê nie jy moet jouself haat nie. Jesus sê, hou op om 2 konings te dien. Hou op om self koning te wees. Klim van jou troon af. Volg die ware koning. Neem jou kruis op. En ek en jy hoor dit vandag so maklik. Dit moes hierdie mense geskok het. Want 'n kruis was nie 'n stukkie juweliersware nie. Dit was 'n teregstellingsinstrument. Dit is 'n goed soos 'n pistooltjie of 'n galgtou. Om 'n kruis op te neem, beteken ek gee my lewe oor aan die koning. Nie net my wil nie. Nie net my agenda en my planne en my drome nie. Dit is nou sy drome. En dan volg Jesus en hy eindig met een van die grootste paradokse in die hele Bybel as hy sê wie sy lewe wil behou, moet sy lewe verloor. Maar wie terwille van my evangelie dit verloor, sal dit ook behou. Want Herodes probeer sy lewe beskerm, maar hy verloor homself en Jesus gee sy lewe weg. En daarmee ontvang hy alle mag in die hemel en op die aarde. Dit is die hartjie van gereformeerde teologie. Dis die koninkryk. En miskien is dit hoekom Markus vir ons hierdie verhaal vertel soos wat hy dit doen, want hy begin met 'n blinde man wat net halfpad kan sien. En hy eindig met die evangelie van wat 'n Romeinse soldaat onder die kruis vir ons sê, hierdie was werklik die seun van God. Eers by die kruis kan iemand werklik sien wie Jesus is. Want die kruis is nie net die einde van Jesus se identiteit nie. Dis die openbaring daarvan. En as jy wil weet wie Jesus is, kyk soos die Romein na die kruis. As jy wil weet hoe God regeer, kyk na die kruis. As jy wil weet hoe liefde lyk, kyk na die kruis. As jy wil weet wie Jesus is, as jy wil weet hoe jou eie disippelskap moet lyk, kyk na die kruis. Want die grootste misverstand oor Jesus is nie of hy die Messias was, of dat hy die Messias was nie. Die grootste misverstand is om te dink dat hy die soort Messias is, wat ek en jy wil hê. Want Markus nooi my en jou opnuut weer vandag om nie te kyk, want dalk sien ek en jy mense soos bome rondloop. Dalk het ons ook 'n Jesus geskep, wat meer lyk soos ons wêreld, soos ons konings, eerder as die kruis. Maar Jesus raak ons aan. Hy maak ons oë oop. En wanneer ons uiteindelik helder kan sien, dan ontdek ons dat die pad van die Messias nog altyd 'n pad van die kruis was. En verrassend genoeg, is dit ook die pad van almal wat hom volg. En daarom moet ek en jy vandag besluit, gaan ons vir Jesus volg? Of gaan ons net toeskouers wees? Gaan ons net lesers bly of gaan ons mense wees wat leef in God se koninkryk? Want as jy wil weet wie Jesus is, kyk na die kruis.
Amen. Here, dankie dat ons so kan stil word en by Markus kan sien wie is. Here, dis nie wat ons wil hoor nie. Dis nie wie ons wil sien nie, Here, maar dankie daarvoor. Dankie vir u liefde en u genade. Here, dankie dat my naam in die lewensboek staan omdat u kinders liefhet, omdat u genade betoon, omdat u vir my en vir elkeen wat kyk kom wys wat dit beteken om in die koninkryk 'n diensknegt te wees. Here, ons wil u disippels wees. En daarvoor moet ons sien wie u is. Maak in hierdie week ook my oë oop. Amen.